Amen, goeienaand familie, dis lekker om saam met julle te kuier. Ons is in die tweede week van ons campaign Labour to Legacy en die reeks is absoluut daar gebou om jou te empower, sodat jy effektief kan wees in jou werksplek en laat ons op die ou einde van die dag die Here se wil vir ons land en vir die aarde kan uitleef en vervul. En ons het laas week begin met week 1 wat genoem was The Blessing of Work. Wat gaan oor dis 'n blessing vir my om te kan doen wat ek doen en ook dis 'n blessing vir my om saam met die Here te kan partner en saam met hom te kan werk, te kan co-create saam met hom en ek sal nou vanaand 'n bietjie ook verder daaroor sê. En Woensdag aand het ons al ons nuwe groepe bymekaar gekom hier so in die auditorium en as jy nog nie deel is van 'n klein groep nie, asseblief maak seker jy kom in 'n klein groep. Binne 'n klein groep gaan jy disippelskap beleef. Op 'n ander vlak, jy gaan persoonlik verbedien word. Dis op daai groepe waar jy sê, hey guys, challenge by die werk, challenge by my huwelik, challenge by my vriende, wat ook al mag wees. En laat jy mense wat saam met jou bid en ook saam jou lewe celebrate. En dan ook is daar inligting en wat is dit? Inhoud wat ons nie noodwendig deel op 'n Sondag nie, wat jy daar binne in daai groepe gaan beleef. So skyn 'n QR code of skyn 'n QR code wat op jou koevertjie is op die stoel. Sluit in, gaan lewe verander. Amen. So, ons praat oor Labour to Legacy en die konneksie wat gemaak word met werk, oor die algemeen is ongelukkig negatief en die gedagte wat jy kry wanneer jy dink aan werk, is van kleins af te swaar en jy sal jou geld en jou brood verdien met die sweet wat op jou voorkop drup, sweet van jou aangesig. Hoe harder jy werk, hoe beter. En van kleins af al word jy geleer dat jy moet goed doen in laerskool, jy moet goed doen in hoërskool en dan moet jy gaan 'n graad kry op universiteit sodat jy 'n ordentlike werk kan kry. Maar mark my words, as jy nie, of kom ek sê so, as jy wieletjie wiskunde vat, my maat, dan sit verby met jou. Jy maak deure toe op universiteit. As jy nie wetenskap vat, is 'n vak nie. Jy maak deure toe. En kyk, jy sien al jou toekoms en jy dink, ja, ek slap maar die tol by die Spar dan vir die res van my lewe. Dis seker maar wat dit is. Nie baie opgewonde daaroor nie. Baie mense sê ook, werk is as gevolg van die sondeval. It's a curse. En dis nie die waarheid nie, want werk is gegee voor die sondeval, wat ons laasweek oor gepraat het. Al wat die sondeval kom doen het, is dit net beteken dat ons werk sonder God. So as jy werk sonder die Here, dan raak jy moeg, uitgeput. Jy's beperk tot jou krag, jou kapasiteit, jou talente, jou wysheid, jou intellek, jou charisma. En dis nie altyd, en dis meeste van die tyd, nie goed genoeg nie. En yes, you don't always have what it takes. I don't always have what it takes. Maar werk saam met die Here, maak dit lekker, effectief, en dit maak 'n blessing. So wat die sondeval kom doen het, is dit het gemaak dat mensdom gewerk het, die aarde moes bewerk sonder die Here. En dit het obviously 'n klomp ellende ingebring. Ek gaan vir jou 'n skrifvers lees, wat Paulus van praat, van hoe Jesus die curse op die aarde gereverse het. So, ons het ons main roeping op die aarde verloor, wat was om die aarde te bewerk, wat ek nou weer vir jou sal lees. Ons het daai verloor, en die vyand, Lucifer, het begin 'n mag kry op die aarde, en hy het die aarde begin heers, en hy het begin regeer, en hy het begin 'n kulture neersit, en sisteme neersit, deur die vorm van mense, en Jesus het 4000 jaar later sy voet op die aarde, en hy reverse alles wat die vyand kom neersit het, en hy plaas my en jou terug in ons oorspronklike posisie. In fact, die Bybel sê, hy sit ons in 'n beter posisie as wat Adam in was. Yes. He puts us in a better position than Adam, sodat ons weer kan heers
en jou roeping kan vervul nie eendag wanneer jy in die hemel is nie, maar nou op die aarde. Kan ek vir jou sê, as Here jou nie op die aarde wou gehad het nie, sou jy net direk in die hemel gesit het. He placed you on the earth for a reason. Kan jy sê amen? Die Here het gekies dat jy in die jaar 2026 moet lewe in Suid-Afrika. Hier in Centurion. Hy het hier jou geplaas. Jy is hier vir 'n rede. En ek wil vir jou hierdie lees, Romeine 5:17. Paulus sê, if by the one man's trespass, met ander woorde, Adam, is the one man, death reigned through that one man. Die dood het geheers op die aarde. Nothing was as it should be. It was unholy, ungodly, and chaotic. Dan gaan hy verder. How much more will those who receive the overflow of grace and the gift of righteousness reign in this life through the one man, Jesus Christ. So there was one man, Adam, who brought in death, and then there was a second man, Jesus, who overwrite the curse of Adam. Hy het dit wat Adam gevat het, gereverse. En nou sê Paulus, nou heers ons nou in hierdie lewe, nou op die aarde. Ek wil vir jou lees wat Rick Warren sê, dis nog ons 'n powerful deel wat hy geskryf het. Hy sê, nothing matters more than knowing God's purpose for your life. Amen? Dis wat ons almal versoek. And nothing can compensate for not knowing your purpose. Without a purpose, life is motion without meaning. Jy gaan iewers te heen, maar jy weet nie waar heen nie. Jy's besig, maar jy weet nie hoekom jy besig is nie. Jy's maar net besig. Die een dag, na die volgende dag, na die volgende dag. Not knowing your purpose, activities are without direction. Events are without reason. Without a purpose, life is trivial, petty, and pointless. But when we discover God's calling for your life, life gains meaning. Work gains dignity. Serving gains joy. And sacrifice gains purpose. Sacrifice bedoelend jou labor, jou handewerk, jou sweet is nie vir niks nie. It all gains purpose. Nou laas week het ek vlugtelik gemention dat die main goal van hoekom ons werk is nie om geld te maak nie. Jy word nie in 'n werksplek gesit om 'n geldjie te verdien en al jou rekeninge te betaal en die volgende maand net weer deur dieselfde siklus te gaan nie. Daar is meer tot jou werk. Inteendeel, ons het gelees dat Adam het nooit ewen vir Adam die mandaat gegee om geld te maak nie. Hy het nie vir hom gesê, generate money, become rich. Dis die doel. Nee, hy het Adam ryk in die wêreld ingestuur. Met access tot alles wat die aarde besit. Vol hulpbronne. Ek het vir jou gesê, Genesis 2 sê die Here vir hom, gaan na Havila toe, ons goud, silwer, brons, onyx stone, al die dinge, vat die hulpbronne wat ek vir jou gegee het, en bewerk dit. Ons het daarvan gelees in Genesis 1 vers 28. God blessed them, means, and said, be fruitful and multiply, fill the earth, and govern it. So God gee vir Adam die aarde vol hulpbronne, en hy sê, bewerk dit. Nou hier is die effek van wanneer jy iets goed bewerk.
is dit word meer. Wanneer jy iets steward, reg steward, word dit meer. What you manage well increases. What you mismanage, you lose. So nou kan jy byvoorbeeld 'n saadjie vat. Daai saadjie beteken nie noodwendig baie in jou hand nie, maar die saadjie dra potensiaal. En daai saadjie het die potensiaal om baie wealth te kan genereer. En die verwagting is dat jy vat dit wat die Here vir jou gee, hierdie saadjie. Jy gaan soek goeie grond, vrugbare grond. Jy plant die saadjie in vrugbare grond en dan nurse jy die saadjie baie goed. En jy gee hom water en jy gooi kompos in. En jou werk is om seker te maak dat die saadjie se potensiaal kom nou uit. En jy ken die einde van die verhaal. Die saadjie word natuurlik 'n boom wat vrug dra. En binne in elkeen van die vrugte op die boom is daar nog saadjies. So jou saad het so pas vermenigvuldig. So wat ek vir jou probeer sê is die effek van jou goeie werk is geld. Geld is een van die vrugte wat produce word wanneer jy dit wat God vir jou gegee het reg steward. Ek weet nie of ek enigstens sin maak nie. Money is an effect of working well, but money is not the end goal of working. En nou wanneer jy jou saad vermenigvuldig, word jy dan nou outomaties meer effektief. Dan kan jy nog saadjies vat van die vrugte en jy kan dit weer gaan plant. En so bou jy vir jou 'n hele land vol bome wat wealth kan generate, wat maak dat jy meer effektief kan wees op die aarde. So, ons het gesê, die Here het alles gemaak op die aarde en hy het vir Adam die aarde gegee vol hulpbronne en toe sien ons hoe God gegaan het, die mens geskep het en het elke mens individueel so uniek gemaak. En dis van ons boodskap is elke persoon dra 'n unieke purpose. En jy is nie die persoon langs jou nie, voor jou of agter jou nie. Jou definisie van sukses gaan verskil van die persoon langs jou. Kan jy saam met my sê amen? Jou definisie van sukses gaan nie dieselfde wees as die een langs jou nie. En ek gaan vanaand dieper daarin beweeg. Maar die Here maak verskillende tipes mense, musikante, argitekte, dokters, wiskundiges, sportpersone, onderwysers, you name it, ouens wat in IT ingaan. Die lys gaan aan. God partner met jou. En nou sê hy vir jou, okay, nou gaan ek jou guide, en nou gaan ek jou in die werksplek instuur in daai dimensie waar jy huidiglik function, en hy gaan saam met jou daai area bewerk. En ek gaan saam met die Here daagliks co-create. So ons sê hierso, the purpose of work is to unlock the potential God has placed in your hands. Wat het die Here in jou hande gesit? En dit is uniek per beroep. Elke beroep ontvang iets verskillend. Spesifiek gedesign vir die rigting waarin die Here jou vat. Jou werk is soos om daai potensiaal wakker te maak en te unlock. Humanity has a responsibility to be good stewards of what God has entrusted them with. Ons het 'n verantwoordelikheid. Wat doen ek met dit wat die Here aan my toevertrou? Groot pos, klein pos, groot posisie, klein posisie, groot stage, klein stage, groot besigheid, klein besigheid, irrelevant. Wat doen jy met wat die Here vir jou gegee het? So ek wil vanaand vir jou iets prakties neersit, en dis 'n vraag wat jy vir jouself kan vra weekliks, om agter te kom of jy effektief is in jou werk, om agter te kom of ek my purpose uitleef. En hier is ons 3 punte, jy kan selfs 'n foto hiervan neem as jy wil. Hierdie is brilliant. Jy kan jou werk gaan meet op die volgende 3 goed. Nommer 1, am I stewarding creation? Co-create, met ander woorde,
is ek 'n goeie steward met wat die Here vir my gegee het? En dit is nou dalk nie goud in jou hande nie. Dit kan dalk geld wees, jy kan 'n finansiële adviseur wees, jy kan 'n boekhouer wees, jy kan 'n manager wees. Bestuur jy wat in jou hande is goed? Are you stewarding what God is giving you? As jy 'n besigheid het, steward jy daai besigheid reg. As daar staf is wat onder jou werk, steward jy daai staf reg in jou werksplek. Dit gaan reg deur die bank. Jy kan hierdie gaan interpreteer volgens die area wat jy in funksioneer. Die volgende vraag wat jy vir jouself kan vra is, am I contributing to society? Want op die einde van die dag is die vrugte wat die saadjie produce nie vir my nie. Die land se winkels word vol van die vrug wat my handewerk produce en mense word gevoed as gevolg van my handewerk. Dra jou werk by tot die gemeenskap, ja of nee? As jy kan sê, of as jy sê nee, of ek is onseker, dan gaan vra weer die vraag, hoekom doen ek dan wat ek doen? Of doen ek wat ek doen effektief? Am I contributing to society? En elkeen van julle het influence waar jy beweeg. En jy mag dalk sê, of dink jy het nie influence nie, jy het. Jou gedrag, jou behavioral patterns het 'n direkte invloed op die mense rondom jou. It's either good or it's bad. En dan die derde punt is, we are participating in God's redemptive plan. Die Here is besig om deur die kerk die aarde te restoreer, om orde terug te bring, om dit wat gebroken is te herstel, om dies wie stikkend is, genesing vir te offer. We are busy redeeming God's creation. We are busy redeeming the earth. En wat se bydra lewer jy tot God se redemptive plan vir ons land, vir ons stad en vir hierdie area? En weer eens, jy kan hierdie gaan tailor tot jou persoonlike werk. Ek kan nie by elke werk stil staan nie, daar is net te veel. Elke paar ure, elke dag is daar iets niets op die prentjie. Hierso is wat ons jou wil uitnooi in vandag se preek om te doen in die volgende seasons van jou lewe. En ek wil vir jou lees 1 Petrus 4 vers 10. Is julle nog met my? Jy gaan ons. God has given each of you a gift. And God has given each of you a gift from His great variety of spiritual gifts. Use them well to serve one another. Jou mate vir sukses is die. Gebruik ek die gift wat die Here vir my gegee het goed. En die effek van jy wat jou gift goed gebruik, is dat mense rondom jou se lewens gaan beter afwees. That's how you measure success. So, nou wil ek jou vat na Romeine 12 toe, waar Paulus vir ons 'n paar van hierdie gifts kom ontleed. Kom maar, ek lees vir jou van vers 6 af. In His grace, God has given us different gifts for doing certain things well. Certain things well. Well. Is baie Christene met wie jy nie wil besigheid doen nie. Baie Christene is om wie jy nie wil werk nie. Ons is Christene in ons besigheid, wil julle besigheid lyk nie of julle Christelik is nie. You do it well. So if God has given you the ability to prophesy, speak out with as much faith as God has given you. If your gift is serving others, serve them well. If you are a teacher, teach well. If your gift
is to encourage others, be encouraging, and if it is giving, give generously. En die laaste een wat so mooi is vir my, if God has given you leadership ability, take the responsibility seriously. If God has given you leadership capacities, then lead well. And I say, you take that gift seriously. Because if you take the gift seriously, God will take you seriously. En as jy jou gift ernstig opvat, raai wat, mense gaan jou ernstig opvat. As jy skool gee, en jy vat skool gee ernstig op, gaan die kinders in die klas jou ernstig opvat. Van 'n kind in 'n klaskamer kan net optel aan 'n onderwyser, daar's ietsie anderste. Party onderwysers kan instap in 'n klas and they demand respect. Hulle atmosfeer, hulle presence bring respect. Ek kan nie vir jou verduidelik hoe dit werk nie, it's just the way it is. Julle almal was op skool en julle almal kan sommer getuig. En van die onderwysers stap in die klaskamer en jy dink net, grap gehad. Het is nie lekker om met iemand te doen het wat nie hulle gifting ernstig opvat nie. You're not honoring the Lord with that. So, as jy 'n prokureur is, enige prokureurs in die huis vanaand? Nie een nie. Of was ek blind? Okay, is daar mense wat op pad is om een te word? Nou gaan my voorbeeld nie werk nie. Daar's hy. Dankie. Wat is jy, Waldo? Hy het 'n nuwe haarstyl, so ek moet 2 keer kyk om hom te sien. Lyk mooi. Ek bedoel goed. As jy 'n prokureur is en jy's besig om te swat en jy gaan in daai veld in, is daai area jou bedieningsveld. Baie mense dink jy kan net die ou wat op die stage kom met die mic kan bedien. En wanneer ouens on fire raak vir die Here, dan wil hulle in voltydse bediening ingaan en hulle wil op 'n stage gaan en hulle wil begin preek, asseblief moenie. Dis horrible, julle bid vir ons asseblief, ons kort julle, dis aaklig. Ek grap, dis lekker. Moenie dit doen nie, want jy gaan iemand probeer wees wat jy nie geroep is om te wees nie. Nie almal moet 'n pastoor word nie. En jy het 'n fire binne in jou om mense in die onreg te gaan help. Daai area, die hof, is jou bedieningsveld. En jy stap in die hof en jy verteenwoordig God die Vader binne in daai plek en mense kan God ontdek as gevolg van jou, and you can cultivate heaven's atmosphere in court. Vat jou beroep ernstig op. En as jy swat om 'n lawyer te word, moet jy seker maak jy ken jou staf. Woensdag gaan praat ons met die studente daaroor. Wees die prokureur wat die wysste is, wat die beste, meeste kennis het. Want raai wat, daar's mense in die wêreld wat ook al die wette ken. Wat gaan inkom en jou override met hulle knowledge. And they're in it for the evil. They want to do evil. En ons mense wat se harte koud is. En hulle gee nie om jou, solank hulle net kan geld maak uit die saak het, is hulle happy. En jy kan daar sit met 'n goeie hart, maar jy het nie kennis oor hoe counter ek die ou se stelling nou, en al verloor jy die case. Knowledge is power. Sê sommer amen. So studente, julle almal, julle jong mense, as jy swat, moenie net swat om jou graad klaar te kry nie, swat met purpose. Raak slim. Wees die beste in jou veld. Nou die dag gaan ek dokter toe, rukkie terug. Ek het so snotneus gehad. Nou sit ek al vir die dokter, nou sê sy vir my, dink jy ek moet vir jou antibiotika gee? Kies, laat ek gaan my graad uithaal wat ek 7 jaar lank vir geswat het. Jy is die dokter.
Come on, as jy 'n dokter is, doen moeite om die liggaam te bestudeer. Bly in kontak met die nuwe ondervindings. Bly in kontak met nuwe medisyne, met nuwe goed wat uitkom. Come on, jou gifting moet mense serve. Jou spreekkamer area is jou sendingsveld en elke persoon wat in jou plek in jou spreekkamer inkom, het jy die voorreg om te bedien. Deur die medisyne, met jou kennis. Jou werksplek is jou missionveld. Sê saam met my, amen. Jy mag nooit ooit weer jouself te kyk na jou werksplek nie. Dis 'n voorreg, you do it and you do it well. Vir content creators, ek weet nie wat om vir jou te sê vanaand nie. Bless jou. En mag die Here jou meer followers gee. Sharp. Van julle mag dalk jy sit vanaand en jy voel dalk dit wat jy mee besig is insignificant. Voel nie of jy vreeslik contribute tot society nie. En die werk wat jy doen is dalk nie 'n tipe werk wat gecelebrate word nie. Of die talente wat jy het, volgens die wêreld is nie iets cool nie. Dis oulik. Jy is dalk nie vinnig of slim nie, of ek weet nie wat. Maar jy voel dalk, my talente is nie van baie use af nie. Ek wil vir jou sê, alles wat jy mee besig is, alles wat jy doen, tel vir die hemele. Everything you do is seen in the heavens. En ek weet nie of jy weet nie, maar God assign engele na jou toe. Angels, die Bybel sê in Hebreërs, angels are servants of men. Engele saam met jou. God deploys them to empower you, to serve you in everything you do. Everything you do is significant to the heavens. Work done for the Lord serves as an offering to the Lord and releases a sweet-smelling sacrifice into the atmosphere. Dit wat ek doen ek vir die Here en offer ek vir die Here. En jy mag dalk dink dit wat ek doen is nou insignificant, but while you are doing it for the Lord, a fragrance is released into the atmosphere. Because God receives your sacrifice well. In die Ou Testament, as die hoofpriesters 'n sacrifice gedoen het vir die Here, het hulle 'n lammetjie geoffer en dan het hulle sulke incense gebrand en dit het 'n reuk in die lug ingebring. Selfs toe Jesus gekruisig was, die Bybel sê that Christ's aroma, the smell of Christ was released into the heavens. It was a pleasing sacrifice to God the Father in heaven. And everything you do is a sweet sacrifice to the Lord. Ek praat eendag met 'n drummer en hy was daai tyd nog in Doxydale Kameeldrif. Hy het 'n geniale gift om te drum. En eendag bedien ons en dit eindig so op dat hierdie ou word toe gesalf agter die dromme. En hy het altyd gedink sy drums is insignificant en wat gaan dit actually vir hom bied vorentoe. Maar in daai aand en daai oomblik het die Here hom kom salf as 'n drummer. En die Here kom gee vir hom 'n woord van elke keer wanneer jy gaan dromme speel, wanneer jy jou talent gaan uitoefen agter daai drums. En die sound wat dit produce sal mense na my toe lei. Because I have put my favor on you playing drums. And when you play drums, a fragrance will be released into the atmosphere and people will encounter me. En wanneer daai ou drummers speel, dan speel hy vir die Here. And he knows he's releasing something into the atmosphere. Wat ook al jy doen in jou werksplek, if you do it for the Lord, the atmosphere changes. En almal wat in daai atmosfeer instap, in jou boardroom in jou kantoor in jou klaskamer wat ook al dit mag wees, they are walking into the tangible presence of God.
It is not insignificant if you do it for the Lord. Want die Here vat die klein goedjies en hy maak iets ongeloofliks met dit. Hy raak mense aan. En jy mag dalk vir jouself sê, maar wat ek het is nie vreeslik nie. Die geldjie wat ek het is min. Check gou hierdie volgende foto, Markus 6. Hierdie foto waar 5,000 mans was honger en hulle dink, hoe gaan ons hierdie 5,000 mans met hulle vrouens en hulle kinders voed? En hierdie braad daar op. Jy voel daai broekspyp trek so, of hulle het nie broeke gedra nie, seker maar 'n kleed of wat ook al. Ek het 'n blondjie in my voet nie. Dink gou vinnig aan wat sou die average persoon se onmiddellike reaksie gewees het. Cute. Oh. Nou, ons ken nie die konteks met wie se geld hy gekoop het nie. En vir waantoe hy dit op pad is om dit te vat nie, but that was what he had, dit was al wat hy gehad het. Dit was nie insignificant vir daai seentjie om daai visse en daai broodjies op te gee, was vir hom 'n big deal. Vir hom was dit wat hy besit het en die geld wat jy dalk in jou hand het, voel nie soos 'n big deal vir jou, dit voel nie soos 'n big deal vir die mense rondom jou nie, maar vir jou is dit jou alles. En die Here vat daai in sy hande, he receives it as an offering. He blesses it and it multiplies. Wat vir jou insignificant voel, gee dit vir die Here. He will bless it and your gift will increase and your influence will multiply. Jy voel dalk baie keer jy doen stupid werk. Dis okay. Dan doen ek stupid werk, ten minste doen ek dit vir die Here. En die Here word gehonoreer deur my werk en mense se lewens word verander deur dit. Ons lees ook van in Markus hoofstuk 11. Kyk hierdie disippels, hulle het hierdie gesprek onder mekaar oor wie's die beste en wie's die dit en wie's die dat. En twee van die disippels sê vir Jesus, as jy binnekort hemel toe gaan, wil ons aan jou linkerkant en aan jou regterkant sit saam met jou op die troon. Ja, dit klink soos 'n goeie plan. En Jesus se respons is wel, as jy saam met my op die troon wil sit in daai plek, gaan jy moet jou lewe opoffer. Because it takes sacrifice to sit on that seat. It takes dying to yourself to sit on that seat. If you want to sit on the seat next to me, you got to die to yourself. En ewe skielik is hier ouens te mekaar, want dit klink nie baie significant nie. Dit klink nie soos wat ons wou gehoor het nie. Jesus sê vir hulle, as jy daar bo wil wees, gaan die eerste onder moet serve. As jy voor wil loop, gaan die eerste agter moet loop. As jy die meeste wil wees, gaan die eerste die minste moet wees. First learn the insignificant things and God will make you significant. En toe gaan hy en hy vat toe hierdie twee disippels en hy sê vir hulle, hoor hierse boys, daar is ons 'n donkie net buite die mure van Jerusalem. Gaat julle. Nou in die volgende prentjie van hierdie manne met die twee donkies, is dit nie 'n regtig vreeslike significant ding om te doen nou nie. Ja. Nie great nie. Obviously, die donkie is nie 'n great dier nie. Stupid dier. En hierdie twee ouens veel met mekaar en ons moes nie die gesprek gehad het nie, want nou moet ons die freaking donkies gaan haal en ons moes nie gevra het hoe gaan ons great wees nie, want nou het ons die effek van dit en nou moet ons serve en ons wil nie serve nie. Nee, ons is nie baie happy oor hierdie storie nie. En weer eens, vir die buitestanders lyk dit maar hierdie ouens gaan kry 'n donkie vir hulle voel dit insignificant in daai oomblik, maar julle ken die uiteinde van die storie. Hulle was besig om prophetically dit wat geprofeteer was deur die Ou Testament en die profete, was hulle besig om te vervul en hulle weet dit nie eers nie. Prophet Elijah het gesê, for the Son of Man will ride on a donkey on his way to liberating the world. En hierdie ouens is besig om 'n profesie wat duisende jare oud is te vervul en hulle weet dit nie eers nie. En soms gaan jy goed moet doen in jou werksplek wat jy nie verstaan hoekom jy dit doen nie. Doen dit net.
Al het jy nie definisie of konteks nie, as die Here jou instruct, doen dit so, then just do it. God knows what He's doing. Kan jy sê amen? Dit mag dalk insignificant voel vir jou, want die volgende prentjie wys waar die seun van die mens, die redder, op daai presies dieselfde donkie sit en die profesie is besig om vervul te word. En nou jy waarskynlik is hierdie twee manne dik of groot, nie dik bek nie, groot oop bek. Dit het eers gelyk soos die stupid ding om te doen en ewe skielik is hulle trots op die stupid ding wat hulle gedoen het. Hulle werk het 'n profesie vervul. And you're not always sure what you're busy with, just do it well. En dan ek moet begin afsluit. Want julle moet huis toe gaan. Die beste manier, en ek het begin om vanaand, hoe om jou purpose te mis, is om 'n rol te vervul wat jy nooit vir geroep is nie. Om te sê, nee, ek gaan nie dit doen nie, laat hy dit eerder doen. Nee, ek is nie geroep vir daai nie, jy moet dit doen. Of nee, nee dankie, dis daai ene se werk. It doesn't work that way. If you feel a pulling and compelled to that place, you got to do it. En vanaand wil ek dalk iets vir jou sê wat jou nog nie gaan laat amen sê of hande klap of wat ook al nie. Partykeer gaan jy moet vrede maak met die posisie waar die Here jou gesit het. Jy gaan dalk nooit te sien jy ou word nie. Jy gaan dalk nooit die main ou op die stage word nie. Jy gaan dalk nooit daai admirable posisie kry nie. Veg so hard om uit die plek uit te kom waar die Here jou geplaas het, dat jy mis wat die Here jou vergeroep het in daai plek. Maak vrede met waar die Here jou nou geplaas het. Dis okay. Dis okay. As jy nie die gesig is vir die maatskappy nie, dis okay. Dis regtig okay. As jy gaan kyk na die liggaam, ons almal wil die dele wees wat gesien word. Die prachtdele. Maar die Here weet, as my galblaas nie sy werk doen nie, en my lewer nie sy werk doen nie, jy sien my, hierdie liggaam gaan nie werk nie. I need that organ. En daai deel van my liggaam gaan dalk nooit uitkom nie, want dan gaan ek doodgaan. En dit gaan net weird lyk. Soos 'n maagbreek, soos daai darmpie kom uit. Nee, binne. Maar ek wil jou encourage met hierdie skrifvers in 1 Korintiërs 12 vers 17. If the whole body were an eye, how would you hear? Or if your whole body were an ear, how would you smell anything? But our bodies have many parts, and God has put each part just where He wants it. God placed you exactly where He wants you. Embrace the role. Vat dit ernstig op. How strange a body would be if it had only one part. Yes, there are many parts, but only one body. And the eye can never say to the hand, I don't need you. The head can't say to the feet, I don't need you. In fact, some parts of the body that seem weakest and least important are actually the most necessary. And the parts we regard as less honorable are those we clothe with the greatest care.
En vandag wil ek jou applaud. As jy in 'n beroep is wat niemand sien nie, wat niemand vir hande klap nie, wil ek vanaand persoonlik as Peer vir jou hande klap. En ek wil vir jou sê, well done. As niemand jou werk ooit gaan recognize nie, die Here sal dit recognize. Heaven sees you and He will give you favor and He will give you influence. Just do your work well. Amen. Want die soos wat ons almal mee besig is op die einde van die dag. Paulus skryf, en dit is my laaste vers vir die aand, 2 Korintiërs 5. Hy sê, we have all been given this ministry of reconciling people back to God. Hy sê, net soos Jesus almal kom versoen het met die Vader, so hy kom gee Jesus nou vir elkeen van ons presies dieselfde bediening. En Jesus sê, net soos ek almal met die Vader versoen het, gaan julle dit nou ook doen. Of jy 'n prokureur is, of jy onderwyser is, of jy brûe bou, wat ook al dit mag wees. We have all been given the ministry of reconciling people back to God. We have all given the same mandate. Niemand is beter as die ene nie. Jy kan nie sê, ek het 'n beter rol as daai ene, of ek is hoër as die ene nie. Woe to you! Jy kan nie sê, ek het jou nie nodig nie, ek het jou nie nodig nie, ek het jou nie nodig nie. We gotta honor one another. Want vir jou wat 'n onderwyser is, gaan 'n rol vervul wat ek nooit gaan vervul nie. As jy skoolhoof is, gaan jy sukses behaal wat ek in my lewe nooit gaan behaal nie. Ek gaan nooit die voorreg hê om 'n skool suksesvol te kan ran nie, maar jy gaan dalk. Ek gaan nie in die plekke inbeweeg waar jy inbeweeg nie, maar jy gaan. So gaan verteenwoordig die Here in daai plek. Amen. Kom ons staan saam. En dan vat jy vanaand jou lewe as 'n offering. Jou talente, jou gifts wat jy gegee is, of dit significant voel of nie significant voel nie. Tonight you give it to the Lord and He's gonna bless you in whatever you are busy doing. Amen. And God's gonna elevate you. Kom ons gee die Here 'n lekker hande klap. Jy kan jouself 'n hande klap gee. Kom ons worship.